Goeiemôre geliefdes. Goeiemôre geliefde. Goeiemôre. Ons het weer nog open. Kom ons staan op. Ek weet het is 'n bietjie warm benoud. Maar staan net so 'n bietjie by as jy moet. Maar baie is vir julle op presens bly is hier weer om dit vanmôre weer. En dan sê jy met this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Amen. This is the day that the Lord has made. Amen. Let us rejoice and be glad in it. Ons kan as sit gemeente en bly om die huis van die Here te wees. Amen, amen. So die advertensie wat opgekom het gesê, byt vas en word fiks. En dit is belangrik dat ons geestelike spiere bietjie beoefen word. Stem julle saam? Amen. Romeine 5 sê dat soms gaan ons deur verdrukkings en soms gaan ons deur moeilike tye. Maar ons sal roem en steeds bly wees. We will be glad and rejoice in it. Want die geestelike spiere van geduld, die geestelike spiere van ons uithou vermoë en die geestelike spiere van ons geloof word elke dag beoefen. En dit is hoekom ons kan moed hou in die Here. Want ons hoop is in hom. Ons vertrou in hom. Wat ons elke keer geestelike wedloop elke dag nie. En die woord sê, we run our race with endurance. So ons kan hardloop met die uithou vermoë, met die hoop, met ons vertroue, met op God. Want hy is die een waar ons oë gefestig is. In tye wanneer dit moeilik gaan, in tye wanneer dit nie lekker gaan nie, bly ons gefokus net op hom. Amen. Amen. So die afkondigings, ons aanddienste het ons weer begin. So dit is 6:00 Sondag aand weer terug by die gemeente. Dinsdagoggende die susters bid hier, die Woensdag aande bid ons ook saam met die gemeente om 7:00. En dan het die Golden Oldies weer begin. 12de Donderdag om 10:00. Registreer asseblief by Elaine. Elaine is daar agter. Registreer asseblief by haar sodat sy weet hoeveel van julle daar op. En die boodskap klink altyd so lekker. Julle eet altyd so lekker. Julle word gevoed, geestelik en vleeslik. Nee? Amen. En dit is belangrik. En dan julle Saterdag wat kom, het ons
Jy kan deurry in die gemak van jou motor. Ons vra vir enige iemand wat gebed nodig het, kom en ons sal vir jou gebed doen. As jy weet van iemand, bring hulle. En dan Sondag die 15e, dis volgende Sondag, het ons weer die Bybelklas vra, broodjie aan. En dan die Sondag daarna, om die 22ste, gaan Koos vir ons bedien. En dan daai Sondag aand is worship aan. Amen. Is dit reg om die naam van die Here groot te maak? Mag ons worship vir die Here aanvaarbaar wees vandag. Mag ons ons beste vir hom gee. Want dit is wat ons wil alles vir hom gee. Want hy is ons alles. Kom ons maak die oor toe. Almagtige God en Hemelse Vader, this is the day that you have made. So Here, dit is ons keuse om vandag te rejoice in dit. Want U het vir ons geskenk. Met U genade, Here, kon ons vanoggend wakker word. En Here, U woord sê vir ons, en die woord is ja en amen, my God. Dit sal nooit leeg terugkeer nie. En die woord sê, maak nie saak waarheen jy gaan nie. Wat jou omstandighede is nie. Wat jou verdrukking is nie. God is met jou. Hy gaan ons vooruit, sy goedheid, sy guns is met ons, want hy alleen is ons herder. Niks sal ons ontbreek nie. Nou gaan ons deur die dal van doodskade wen. Hy is daar. Hy is met jou. Hy hou jou vas. Hy tel jou op. Here, ek spreek vanmôre soos in Jesegiel, elke dooie bene in ons lewens, dat dit sal lewendig word in die naam van Jesus. Here, sal U elke dooie been in ons lewens aanraak vanmôre, met U krag, met U heerlikheid, Here, en dat ons sal opspring en wat ook al dood is in ons lewe, my God, en dit sal lewe kry in die naam van Jesus. Here, dankie vir die oggend, dankie vir die woord, dankie vir die sang. Mag dit alles tot eer en verheerlikheid wees, net van die grote heilige naam. Ons eer U, ons loof U en ons prys U. Heilige Gees, kom doen soos U wil vanmôre in elke hart. Amen. So ons kan ons offeranders uitkry en dan gaan ons die Here loof en prys en die offerander word opgeneem met die eerste lied. Amen. Kom ons staan geliefdes en dan verlustig ons in die Here. Yeah.
Stands above
will always be holy forever. You will always be holy forever. You will always be holy forever. You will always be holy forever. Yes, amen. As we can feel your presence here this Yes. morning, Lord. Glory to God. Holy, holy are you, Lord. Yes, hallelujah. God Almighty reigns Yes. forever and ever Yes, and ever. amen. Hallelujah. We're going to sing this morning that He is our resting place. Yes. But in the third verse, we're going to proclaim, mighty is His name. Yes. For He is the Son of God. Yes, We're going to hallelujah. lift up His name this morning. As we have just done in the previous song, but just lift Him up this morning. Clap and shout out to the Lord this morning, church. Just be excited to be in His Yes. presence with you. Presence with you. Be excited. Call upon His name this morning. Hallelujah. You are my resting place. In your arms I'm safe, and you let me know you are in control. You're my resting place. In your arms I'm safe, and you let me know you are in control. You embrace me now with your mighty power, so that I can sing
Here van die Here. Die Here van die leerskare, dit is wie U is, my God. Ja, my Here. Prys U, my Here. Ek staan so in aanbidding, dat ek nie sien dat ek geroep word om te begin nie. Ek dink nie ons is klaar nie, musiek. Ek wil julle vra vanmôre, terwyl ons weer hierdie lied sing, Holy are you Lord, dat jy asseblief in jou gedagtes dit sal sien by die wegraping. Yes. Dat jy asseblief in jou gedagtes jou sal sien staan saam met al die mensdom, wat in daardie hemele gaan staan en God se naam gaan aanroep. Glory to En God. jouself daar sien in jou gedagtes. Kom ons sing dit weer. Halleluja. Loof die Here. Om U te ken, tot U te kan stil raak en die naam te loof en prys vanmôre. Groot is U bo alles. Halleluja. Baie dankie geliefdes, ek kan die sitplek neem. Baie dankie worship warriors. En weet jy op daardie gedagte wat ons weet, daar kom 'n dag wat die Here die wat aan hom behoort sal kom haal. Het ons 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Ek gaan nie daaroor preek vanmôre nie. Ek gaan in gehoorsaamheid die skrifgedeelte vir u gee, soos dit vir my gegee was. En ek gaan vra dat jy dit in hierdie week jou stilte tyd sal maak. Sien, dit gaan oor daardie ere wag. To be a watchman on the tower. En daarvan lees ons in die profesie van Esegiel 33. En geliefdes, ek wil vir julle sê, dis 'n nuwe beginsel. Dis 'n beginsel wat sê dat ons individuele gedrag in teenstelling met die gevolge van nasionale sonde moet wees.
Jy moet gereed en paraat staan om jou broer en jou suster in daardie ellende te help. Sodat die bloed van jou broer en suster nie ook dalk op jou hande sal wees nie. Ek wou daaroor praat, maar ek gaan dit daar laat. Want ek het 'n ander woord wat ek met u wil deel vanmôre. Mag ek vra, gaan lees Jesegiel 33 en bid die Here om vir jou die openbaring daarvan te gee. En weet dat daardie profesie eers tot sy volste reg sal kom na die wegraping. En daarom het ek en jy 'n taak om te verrig. Ons wil tog nie alleen hemel toe gaan. Amen. Maar kom ons kom by vanmôre se boodskap. Mag ek vra, wie van julle kon toe Randereis kyk hierdie week? Mag ek hande sien? En ek seker as ek vra, wie almal tissues nodig gehad, sal jou hand oplei. Dit is verskriklik hartseer, maar tog so bemoedigend. En as jy dit gekyk het, sal vanmôre se boodskap dalk vir jou bietjie duideliker deurkom. Maar wie ek wil vanmôre met die genade van bo en met julle geduld wil ek 2 boodskappe bymekaar bring. En dit gaan oor die verstaan van die woord deur dit reg te sny en hoeveel eenvoudiger God se woord dan is. En dan wanneer ons dit so bietjie verkeerd lees en dit so bietjie verkeerd interpreteer, hoe dit dan bietjie moeiliker raak om te verstaan wat God in sy woord vir ons wil sê. Maar selfs daarin lê vir ons 'n boodskap vanmôre. So ek gaan bly op daardie, kan ek sê, verkeerd lees of verstaan van wat die woord van God eintlik vir ons sê. Kom ons kyk of ek dit reg kry. Met die genade van bo behoort dit daarom mooi deur te kom. En behoort u dit te verstaan, en as jy dit nie verstaan nie, kom vra my asseblief na die tyd. Ek verduidelik graag vir jou. Nou ek wil 'n bietjie gesels oor uithou vermoë, oor stamina, geestelike deursettingsvermoë. Ons kan nie, ons is kinders van die Here, ons gee ons nie net op nie. Maar partymal is dit maar moeilik. Pastoor, dis bitter moeilik. Wat wil jy neem na Jakobus 1? Ons gaan saam lees Jakobus 1 van vers 2 tot 8. Samen daar. Jakobus 1 van vers 2. Ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing vir julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot sy volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand vir julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyf, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word. Want die mens, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Nou wanneer ons dit lees, soos wat jy dit vanmôre gehoor het, sê die woord van die Here vir ons, julle moet bly wees in alle beproewings. Sê die woord vir ons, nou, beproewings is eenvoudig net die swaar kry van die lewe. Dis wat beproewings is, en natuurlik het swaar kry vir baie van ons verskillende betekenisse. Dit kan swaar kry wees van weens finansiële omstandighede. Dit kan swaar kry wees as gevolg van emosionele dinge.
of dit kan wees fisies, in terme van ons gesondheid. Nou beproewing. Beproewing kom sonder dat jy daarvoor gevra het. Beproewing is skielik net daar. Dit kom soms soos 'n golf, een na die ander ene, en ander kere is dit so eentjie uit mekaar gespasieer, maar die feit van dit is dat beproewings vir elkeen van ons sal kom. Miskien is daar nou iets wat in jou lewe gebeur, wat vir jou 'n beproewing is. Iets waarmee jy sukkel, 'n stukkie swaar kry of hartseer. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dit is deel van die lewe. Jy kan dit nie wegwens nie. Maar vanmôre praat die Here hier in die opset wat ons dit in gelees het, oor hoe ons swaar kry moet hanteer. Nou my probleem in daardie geval, wanneer ons dit verkeerd lees, is dat ek dadelik 'n probleem met hierdie konteks van Jakobus 1 het. En my probleem is sommer heel eerste in vers 2. Ag, dit loutere vreugde, my broers, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Die Nuwe Testament of die Nuwe Vertaling sê julle moet bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Jy sien, wat my probleem daarmee is, dit is vir my vreemd om te dink dat ek myself moet verbly in swaar kry. Hoe realisties is dit om van iemand te verwag om bly te wees oor swaar kry? En dis wat ons dink, en dis wat ons baie keer wanneer ons die woord van God bestudeer en lees, dan dink ons, ek stem nie so julle, maar ek kan nie met daai in saamstem nie. En wat beteken dit in die praktyk? Beteken dit ek moet op en af spring van blydskap wanneer ek swaar kry? Beteken dit nou ek moet my vriende WhatsApp en vir hulle sê, jippie, dis awesome, ek het seer gekry. Dis nie geloof nie, dis bietjie suiker. Regtig? Maar nou wanneer ons gaan kyk na wat Jakobus eintlik hier vir ons sê, en dit in die konteks van waarin dit geskryf staan lees, dan breek dit skielik oop en kry 'n verligting in jou hart. Maar ek gaan bly by die verkeerd lees en daaroor preek, want daarin lê ook vir ons 'n boodskap. Maar wat eintlik hier staan is gaan kyk met wie praat Jakobus. Jy sien, Jakobus praat met die Jode wat oorgekom het na die Christendom toe. En wanneer ons dan daar die skrifgedeelte lees, dan sê hy vir hulle, ag dit vreugde, ag dit loutere vreugde, ag wees asseblief bly daaroor. My broers, die Jode wat nou Christene geword het, wanneer julle in allerlei versoekinge val, want die Jode versoek hulle en val hulle nou aan, want hulle onderhou nie meer die wet nie. Nou kan ons opgewonde raak daaroor, omdat julle weet dat die beproewing vir julle geloof, so omdat hulle nou in die nuwe Christelike geloof staan, moet hulle lydsaamheid leer. Want die lydsaamheid moet tot sy volle verwerking kom. So hulle moet deur hierdie ding gaan van die Jode, wat een en weer stry en beklei oor wat reg en wat verkeerd is, sodat hulle die waarheid in hulle harte kan vasmaak. En wanneer dit gebeur het, en as dit nog nie gebeur het, jy gaan hy aan en sê, dan as jy nou wysheid nodig het, dan bid jy tot God, en God sal vir jy die wysheid gee, maar staan vas in hierdie nuwe geloof. En skielik is dit 'n beautiful teks in jou. Skielik is ek ook bereid om dit deur te maak. Skielik sal ek al my vriende WhatsApp en sê, jippie, ek gaan deur verdrukking van die Jode af, omdat ek 'n kind van God is. Amen. Amen. So nou weet jy wat daar eintlik staan, maar nou gaan ons aan, ons is dan nog in die ou boodskap. Ons is verdwaal en verkeerd.
Amen. Kom ons kyk wat ons daai leer. Jy sien Jakobus sê dat die Jode nie moet bly wees oor die swaar kry nie, maar oor die uitkoms. Natuurlijk is swaar kry vir hulle ook nie lekker gewees nie. In daai verdrukking, dit is nog steeds nie lekker nie, maar hy sê vir hulle staan vas, want die deurbraak wat jy gaan kry, die eindresultaat daarvan, glory unto God. Net so kan ons ook bly wees oor dit wat met swaar kry in ons lewe kan gebeur. Swaar kry gaan my en jou nie ontwyk, omdat ons nou 'n kind van God is nie. Weet dit vandag. Ons gaan swaar kry belewe, maar jou perspektief oor daardie swaar kry gaan 'n massiewe verskil in jou lewe maak. As die swaar kry kom en ons het die regte perspektief daarop, kan dit vir ons vreugde bring. Iets moois kan daarvan kom. Sien wat ek sê, as jy 'n ander perspektief oor swaar kry het, sal dinge anders uitdraai. Ek weet, dis moeilik, dis nie 'n lekker boodskap nie. Maar wie ons moet vashou aan daai lewende hoop. Dit wat ons nie kan sien nie, maar dit wat ons glo. En weer as dit met my swaar gaan, dan moet ek weet die Here gaan dit ook ten goeie mee gebruik. Ek moet vanmôre sê, is nie 'n maklike kopskuif om te maak. Het sou makliker gewees het vir daai Jode om te sê, okay, wag, ek gaan terug tempel toe, ek gaan my belydenis daar doen, en ek gaan die wet weer opneem, en dan is al my probleme verby. Ek dien mos die lewende God. Sien, in die meeste gevalle kry beproewing ons baie vinnig onder. Dit maak ons moedeloos, dit maak ons negatief, dit maak ons pessimisties. Laat ons langer in die bed bly lê. Geet ons nie wil opstaan nie. Maak ons minder lus om aan te gaan met die lewe. En soveel keer laat ons toe, dat daai armsaligheid, die hou vas op ons kry, dat ons minder, kan ek sê, go-getter attitudes het. Ons het dit een keer probeer en seer gekry, dan gaan ek dit nie weer probeer nie. En so lewe ons in 'n klein wêreldjie. En wonder ons, hoekom? Ek dien die Here. Ek gaan kerk toe. Maar hoekom gaan dit met my so swaar? Jy sien, in hierdie hele gedagte, kan jy nie heeltemal mooi pleisvat in jou mens wees, as jy nie verstaan daai boodskap van laasweek, waar ons gepraat het van lewende hoop nie. As jy daardie lewende hoop nie verstaan en in jou binneste koester en uitsien na daardie heerlike toekoms nie, dan gaan hierdie verdrukking en lydsaamheid en leer en staan en vas bly staan nie vir jou werk. En as jy mooi daaroor dink, is daar eintlik net twee maniere wat Jakobus hier vir die Jode sê hoe om dit te oorbrug. Is daardie twee ook op my en jou van toepassing. Jy sien, hy sê, daar is twee maniere om hierdie beproewing te hanteer. Jy kan of toelaat dat dit jou verlam lê, of jou onderkry, of jy kan my raad volg. En sy raad is twee dingetjies. Hy sê vir hulle, volhard en bid. Volhard en bid in enige swaar kry, is my en jou deurbraak. Ons moet volhard in daardie swaar kry. Maar weet jy wat, moenie die Here se aangesig begin soek eers wanneer die swaar kry kom nie. Soek die Here se aangesig nou. En wanneer daardie swaar kry kom, want dit gaan gebeur of jy in Christus is of al dan nie. Wanneer dit kom, is jy reeds by die voete van Jesus. En wanneer dit kom, kan jy dit vir die Here gee en kan jy vertrou dat die Here daardie seer, daardie bitter, daardie tekort, daardie siekte en goeie mee gebruik tot eer van sy naam.
Ek het so 'n bietjie gaan soek oor wat die betekenis is van uithou vermoë. Uithou vermoë is die vermoë om slegte goed te verduur en uit te hou. Om teëspoed, ontberings, swaar kry te oorwin. Stamina is die fisiese of die morele krag om siekte, moegheid of stres te hanteer. Jy sien, dit gaan nie weggaan nie. Jy gaan net beter daarmee kan deel. Uithou vermoë is die vermoë om jou werksverrigting voort te sit, selfs in die moeilikste omstandighede. Baie van ons bid en vra, en daar's niks daarmee verkeerd, asseblief, as jou baas op jou rug sit en hy's goddeloos en jy geniet nie jou werk nie, mag jy tot die Here bid en sê, ag Here, maak tog asseblief vir my 'n ander deur oop. Ek het net laasweek 'n mooi getuienis gehoor van iemand wat gesê het, ek kan dit nie meer doen nie. Ek gaan nou in die geloof bedank en die Here het in 2 weke weer deur oopgemaak. Maar weet jy wat, baie van ons bid en vra, ag Here, ek soek ander werk. Ag Here, ek is nie gelukkig met die werk nie. Ag Here, ek gee tog net vir my minder verkeer werk. Gee tog net vir my meer geld. En weet jy wat, daar's mense wat niks het. Daar's mense wat enigiets sou wou gee om jou werk te gaan doen. So daar moet 'n bietjie dankbaarheid ook bietjie in ons weer opgehemel word, sodat ons kan dankbaar wees vir dit wat die Here vir ons gee. Amen. Met ander woorde, geliefdes, die eerste bestanddeel wat gelowiges nodig het om die swaar kry van die lewe sinvol te hanteer, is uithou vermoë en stamina. Ons het dit nodig om staande te bly in hierdie wêreld. Dis die vermoë om die kinders wat kinders van die Here om vas te byt. Dit deur te sien. En in daardie deursien vir God te vra, Here, wat is dit wat ek hierin moet leer? Wat is dit wat ek hierin moet doen? En dan sal jou deurbraak kom en God sal verheerlik word. Dis die vermoë om vir jouself te sê, hierdie slegte dinge wat met my gebeur, gaan my nie onderkry nie. Ek gaan aanhou, al is dit op hierdie oomblik vir my nie lekker nie. En ek glo die Here wil vanmôre vir jou sê, as jy swaar kry, ek sien dit. Maar moenie opgee nie. Moenie te gou toelaat dat die swaar kry jou onderkry nie. Moenie net nie gaan lê nie, sê die Here. En ek weet, het is makliker gesê as gedoen. Wanneer dit oor jou pad kom, is dit nooit lekker nie. Ons voel nie altyd lus om deur die worstelstryd te gaan nie. Dis soveel makliker om handdoek in te gooi en op te gee. Maar moenie opgee nie, sê Jakobus. Want jy sien, geloof, stamina of uithou vermoë is nie net jou eie krag nie. Dis ook God se krag in jou. As kind van die Here weet jy dat jy tot alles in staat is. Nie net op grond van jou eie stamina en uithou vermoë nie, want dit is baie keer te min. Ek wil amper sê is altyd te min. Maar deur hom word baie krag gee. Halleluja. Paulus het hierdie ervaring gehad en ek is die Here so dankbaar, is opgeskryf in sy woord. Paulus noem dit 'n doring in die vlees. En hy het by Jesus se voete gesit. Hy het 'n egte verhouding met God gehad. En 3 keer vra hy vir die Here, ag Here, verwyder tog hierdie doring uit my vlees. En Paulus teken dit vir ons aan in 2 Korintiërs 12 vers 9. Nadat hy huil by die Here, sê die Here vir hom, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. En dan sê Paulus, hy sê, liewer sal ek dis in my swakhede roem,
sodat die krag van Christus in my kan woon. Paulus sê, daarom het ek behaag in swakheid. Is dit nie amper dieselfde as verbly nie? Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandeling, in node, in vervolging, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Halleluja. In my verdrukking is God by my. In my swaar kry is hy daar. Geliefdes, die Here beloof dat hy my sal dra deur elke beproewing. Jy moet net uithou en aanhou. En op God vertrou. Nie omdat jy so sterk is nie, maar omdat jou God sterk is. Omdat God in staat is om te doen ver meer as wat ek en jy kan bid en vra. David sê, met my God spring ek oor 'n muur. Ek dink ek het vir pastoor Jaggie nou die dag gesê, ek kan nie onthou vir wie nie. Maar wie in my gedagtes kan ek nog oor 'n muur spring? In my gedagtes. Ons sluit onsself in die huis uit. En dit is load shedding. En skielik kom ons agter, ek en Amanda staan die kant van die security uit. En al die sleutels is daai kant. Dit is ons maklik. Nee, my liefie, staan terug, ek gaan oor die muur klim. Ek moes die sekuriteitsdeur bereik. Ek kon nie oor die muur klim nie. Maar my kop kon ek. Maar wie David, verskies, ek moes dit net mee deel. Maar David sê, met my God spring ek oor 'n muur. Met my God loop ek 'n bende storm. Daarom kan jy nie opgee nie. Want God is met jou. Die Almagtige staan agter jou. Dis die rede waarom jy moet volhard en uithou. Omdat jy weet, God gaan dit vat en alles ten goeie mee laat werk. Daarom kan jy en ek altyd langer uithou as wat ons dink. Geloofstamina. En jy sien elke keer wanneer daar 'n beproewing oor jou pad kom, dan toets dit jou geloofstamina. Dit toets jou uithou vermoë. Meer as toets, dit oefen dit. Niemand bou stamina om in die bed te lê en 'n boek te lees oor stamina nie. En ek wil myself verstout om te sê, niemand bou uithou vermoë en geloofstamina deur net in die bed te lê en Bybel te lees. Pastoor, wat sê jy nou? Geloofstamina word gebou wanneer jy opstaan en die bulte van hierdie lewe begin uitklim. Dis wanneer geloofstamina gebou word. Deur jou Bybel te lees, bou jy jou geloof. Maar vir geloofstamina moet jy dit wat oor jou pad kom aanvat in die geloof dat God jou daardeur sal dra. As jy die Tour de France wil ry en jy sien daar die eerste bult wat jy moet uitry in die Tour de France, en jy het jou lewe nog nooit bulte gaan oefen nie, wil ek vir jou verseker, jy gaan die eerste bult in die Tour de France nie maak nie. Want jy moet daar die stamina opbou deur te oefen. En wanneer jy in die bulte van die lewe kom, is dit nodig om partymal ook terug te kyk. Is dit nodig om te sien hoe God jou deurgedra het? Is dit nodig om te sien dat God jou die krag gegee het om dit te maak? As jy vanmôre aan die onderpunt van 'n bult is, wat te hoog lyk en waarvoor jy nie kans sien nie, wil ek vir jou sê, dis alright. Maar moenie opgee nie. Byt vas, al is jy moeg en moedeloos. Want jy het 'n God wat jou hieroor sal kry. Al is jou bene moeg getrap, hy sal jou trek en jou stoot. En as dit moet, sal die Here jou bicycle en al optel en boontoe dra. Dis waaroor die ewige hoop gaan. Die ewige lewe, waar geen pyn, swaar kry,
ellende ooit weer sal wees nie. Daar's honderde beloftes dat God sal sorg dat jy bo uitkom. Hy het al baie gesorg dat jy bo uitkom. En hy sal nog baie sorg dat jy bo uitkom. Jy mag net nie opgee nie. Die tweede bestanddeel wat saam met vasbyt gaan is bid. Byt vas en bid, sê Jakobus. Dit is van toepassing in ons scenario van hoe ons die skrif gelees het ook. Wanneer beproewings oor my pad kom, mag ek tot God bid en God is genadig en gee en help en sien my deur. Die wysheid van vers 5 waarvan Jakobus praat, sit ek toe en kyk en dis om te weet en te doen as dit wat om te weet wat om te doen wanneer jy swaar kry. Ons het nie altyd die antwoorde nie. En daarom kan ons tot God nader en bid en sê, Here, help my, gee my wysheid. Hoe moet ek hierdie situasie hanteer? Moet ek net bedank en op U vertrou vir die volgende pos wat gaan oopgaan? Of moet ek hier in hierdie verknorsing iets leer en iets doen vir U koninkryk voordat dinge sal beter gaan? En deur daardie gebed kry ek krag en sien die Here my deur met groot wysheid. Dis die wonderlike troos van hierdie gedeelte. Die Here beloof dat hy by jou sal wees, dat hy vir jou sal gee wat jy nodig het, en jou gebed in beproewing is eintlik ook jou belydenis dat jy dit nie sonder God gaan doen nie. Ek bid nie net vir hulp die Here. Ek kan nie op enigiemand anders vertrou nie. U alleen kan my deur hierdie ding breek. U alleen kan my red uit hierdie verknorsing. Dis ook jou belydenis dat jy weet, net die Here kan help. En daarom bid jy. Daarom dan Jakobus wat sê, as jy bereid is om vas te byt, sê dit vir die Here in gebed. Ons mag dit opdra aan die Here wanneer dit swaar gaan, maar sê dit vir die Here. Vertel vir die Here waarom jy dit as swaar ervaar. Praat met die Here daaroor en vra of hy jou daarmee sal help. Moenie daaroor twyfel nie en vertrou op God vir die deurbraak. Ek wil afsluit vanmôre. Ek wil vanmôre afsluit deur vir jou te bid. Vir die van julle wat deur een of ander beproewing mag gaan. Jakobus sê aan die einde van sy brief, in Jakobus 5 vers 16, die vurige gebed van 'n gelowige het groot krag. En ons moet saam met Esegiel 33, waar ons op die wagtoring staan, en die mense waarsku teen dit wat kom, so moet ons ook in gebed vir mekaar intree. Moet ons vir mekaar bid. Moet ons die Here vra om daardie wysheid partymal aan ons broers en ons susters te gee, wat dalk oogklappe op het en dit nie raak sien nie. Moet ons nodig om waarlik in deernis vir mekaar te begin bid. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar ook. Maar dit is ook 'n voorreg vir elkeen van ons om vir mekaar te kan bid. En ek hoop jy het gehoor vanmôre dat jy nooit mag opgee nie. Want die krag van die Here is joune. En geen bulk is vir hom te styl nie. Jy moet vasbyt. Ons sal vir jou bid. Ek wil jou uitnooi as jy vanmôre bereid is om vas te byt. So daar is iets wat jy eers moet doen. As jy bereid is om vas te byt in jou verknorsing, en as jy glo dat die Here jou daardeur sal dra, dan wil ek vir jou vra dat jy in hierdie gebed sal opstaan, sodat ek vir jou kan bid.
En dat ek in gebed kan vra dat die Here vir jou sal onderneem in daardie stryd wat jy het en vir jou ook 'n deurbraak sal bring. So ek wil vanmôre vir jou vra ter afsluiting. As jy voel jy het gebed nodig, moet jy net daar waar jy is, maar opstaan in jou bank. Ek gaan nie vir jou vra wat is jou stryd nie, die Here ken jou stryd. Ek gaan nie vir jou vra wat is jou tekortkoming nie, want God weet wat jou tekortkoming. En ek wil net vir elkeen van julle wat opstaan vanmôre waarlik bid en die Here dit aan die Here opdra, sodat die Here in daardie saak van jou sal ingryp. So ek wil nou vra dat as jy gebed nodig het, jy asseblief sal opstaan daar waar jy staan. Halleluja. Prys die naam van die Here. Die lewe is 'n stryd en ons moet hom stry. Kom ons buig ons hoofde. Here, om in hierdie lewe vas te byt is nie altyd vir ons maklik nie. Ons raak maklik moeg en moedeloos. Ons kragte raak min. Hierdie balte word styl. Here, ons wil vanmôre jy op die woord kom neem. Dat as ons vasbyt, sal jy ons dra en krag gee, Here. Voor U staan U kinders. Elkeen voor sy of haar eie wil. U ken elke hart en elke uitdaging, Here. Gee vir ons die geloofsstamina om vas te byt. Gee die geloofsstamina om U vir 'n uitkoms te vertrou. Gee die geloofsstamina om raak te sien hoe U in die verlede ons oor elke liewe bil gekry het. Dankie dat ons kan bid. Dat ons gebede mekaar kan dra, Here. Veral in tye waarin ons dit brood nodig het. Ons sê nou al reeds vir U dankie vir die uitkoms. Want ons bid dit in geloof en met vertroue in Jesus kosbare naam. En almal sê amen. Amen. Dankie musikante. Liefdes, kom ons staan saam en ons het hierdie liedjie baie klompie jare terug gesing, maar die liedjie by my opgekom het besloot nou waar die woord gaan en dat die meelede bevestig onderrig aan, so dit sê, die liedjie se naam is eenvoudig as uithou, maar by die voortjie gedeelte is ons sal uithou aanhou, op ons knie sal ons veg en op ons knie sal ons wen, ons sal uithou aanhou, U alleen kan ons red, want U is in die Here. So kom ons sing lekker saam, ons maak die Here se naam groot. Ek sal ingaan by die koning, ek sal opstaan vir my mense. Ek sal ingaan by die koning, ek sal opstaan vir my mense, ek val vir name.
Geliefdes, dan jou ken op, weet God is vir jou en nie teen jou nie. En hy sal jou die weerbraak bring. Maak nie saak wat hierdie wêreld na jou kant toe wil slinger nie. Weet jy is meer as 'n oorwinnaar, want jy is in Christus. Halleluja. Staan uit en ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen. Amen. Baie dankie, ons is vandag.